nie. 'n Man kom eendag by die dominee en sê, dominee, ek sukkel regtig om wakker te bly tydens die preek. Ek raak elke Sondag aan die slaap. Die dominee kyk hom ernstig aan en sê, my vriend, dis nie baie goed nie, jy moet iets daaraan doen. Probeer dalk vroeër slaap Saterdag aand, of drink meer koffie voor kerk. Die laaste opsie is, sit heel voor in die kerk. Die volgende Sondag sit die man heel voor, maar 10 minute in die preek en snork hy kliphard. Na die diens kom hy by die dominee en sê, dominee, ek het alles probeer, niks werk nie. Die dominee sê, vra dat jou vrou jou elke keer stamp as jy aan die slaap raak. Volgende week is hulle albei heel voor, alles lyk belovend, 10 minute in, raak sy kop bitterlik swaar. En whack, slat sy vrou hom in die ribbes. Skrik wakker, sit regop, dit lyk belovend. So 8 minute later, raak sy kop weer swaar, en whack, nog gehou in die ribbes. Skrik weer wakker. Na die diens sê hy vir die dominee, dit het gewerk, ek het wakker gebly, maar ek moet eerlik wees, ek kan niks onthou van die preek nie. Ek het elke keer net gewag vir die volgende hou. Mag jy wakker bly vandag en saam met my op reis gaan na die kruis toe. Ek weet nie van jou nie, maar dit was regtig vir my ook al 'n baie onbeskryflike tyd in hierdie reeks, om vir die eerste keer dalk in my lewe 'n ragsakkie te pak en saam met Jesus te stap en te kyk, wat het regtig gebeur voor sy kruisdood. En ons het gestop by die tafel, wat die Here vir ons dek, met mekaar gedeel dat hy ons uitnooi, om saam met hom aan tafel te wees, saam met hom gemeenskap te kan hê. Daarna is ons na die tuin toe, tuin van Getsemane, daar sien ons hoe mense vir Jesus teleurstel, en hoe ons baie keer meer soos daardie mense is, as wat ons wil herken. Dankie tog dat dit nie die einde van die storie is nie, maar dat genade hierdie storie herskryf. Vandag, vriende, is ons op pad na die toeskouers toe. Op hierdie reis na die kruis toe. En ons eintlik 2 keer waar ons lees van hierdie toeskouers, hierdie skare. En die eerste keer is so 'n week voor Jesus se kruisdood. Ons noem dit Palm Sondag. Ons vier dit volgende Sondag. En op Palm Sondag is Jesus in Jerusalem in op die rug van 'n donkie. En wanneer hy instap met hierdie donkie, dan swaai die mense palmtakke, hulle gooi hulle klere op die vloer, en dan skree hulle iets baie spesifiek. Matteus 21 vers 9, Hosanna vir die seun van Dawid, Hosanna in die hoogste. Die woordjie Hosanna, sy oorspronklike betekenis, is Here, red ons. En dis wat hierdie mense skree, toe hulle Jesus sien aankom, hierdie toeskouers, hulle sien Jesus kom, hulle sê vir hom, Jesus, kom red ons. Ons het 'n verlosser nodig, ons het 'n redder nodig. Gaan terug na Psalm 118 vers 25, Here, red ons tog. En dis wat hierdie mense skree. Here, seun van Dawid, kom red ons. En dan is die ironiesste ding van dit alles. 'n Paar dae later hoor ons iets totaal anders by hierdie mense. Nou net is Jesus op hierdie donkie ingery, hulle is opgewonde, hulle is bly dat die redder hier is. Skaars 'n week later lees ons die volgende. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Kruisig hom, skree hulle almal. Hy vra weer, wat 'n kwaad het hy julle dan aangedoen? Hulle skree nog harder, kruisig hom. Hierdie selfe skare is op een oomblik in hulle lewe, hier's die koning, die seun van Dawid, Here red ons.
En 'n week later, kruisig hom. Kruisig hom. En toe ek dit lees, vra ek vir myself, hoe is dit moontlik? Hoe gebeur dit dat een oomblik mense kan sê, Here, kom red ons. Nie lank daarna nie, sê maar maak hom liewer dood. Maak hom liewer dood. En vriende, ek dink, toe hierdie skare, Hosanna geskree het, toe hulle vir Jesus vra om hulle te red, het hulle 'n baie spesifieke idee in hulle kop gehad, van hoe hierdie redding moes lyk. Hulle het gewag vir die een wat sou kom, wat alles sou kom regmaak. Hulle het gedink Jesus gaan 'n politieke verlosser wees. Hulle het gedink hy gaan Rome kom oorwin. Hulle het gedink hy bring 'n nuwe koninkryk, waar Israel weer sterk en vry is. Hulle het gedink, hier kom iemand wat hulle situasie nou gaan verander. Ek bedoel, hulle het geweet van Jesus se wonderwerke, hy het mense uit die dood laat opwek, hy het siekes genees, hy het 'n klomp ongelooflike wonderwerke gedoen. So wat is hierdie een klein ding vir Jesus? Dis mos peanuts. Hy gaan hulle kom verlos. Hulle skree, Here, red ons. Maar ek dink dieper sê hulle eintlik, Here, kom red ons op die manier wat ons wil hê ons gered moet word. Die manier hoe ons dink die beste is. Ek dink as ons na ons eie lewe kyk, erfdelers en vriende, dan voel en reageer ons ook baie keer soos hierdie mense. Ek wil vir jou vra, dink 'n oomblik saam, wie is Jesus? Kom ons maak die vraag 'n bietjie dieper. Wat is jou idee van Jesus? Wat is Jesus se identiteit? Ek dink die belangrike vraag, wie is Jesus in jou lewe? En hier is een van die belangrikste sinne wat ek dalk in hierdie preek vandag gaan sê. Vriende, ek en jy kan al die mooi en regte antwoorde met ons mond gee, maar ons kan nog steeds 'n verkeerde Jesus in ons hart hê. Ons kan sê, Jesus is die seun van God, Jesus is my verlosser, Jesus is deel van die drie eenheid, Jesus is liefde, Jesus is die Here. En is alles waar, maar as ons eerlik is, volg ek en jy baie keer 'n Jesus wat ons vir onsself gevorm het. 'n Jesus wat aan ons behoeftes moet voorsien, 'n Jesus wat ons planne moet seën, wat ons moet gemaklik laat voel, 'n Jesus wat ons nie te veel uitdaag nie, 'n Jesus wat ons drome laat waar word. Dis baie keer wie Jesus vir ons is. Of ten minste wie ons wil hê hy moet wees. En dis presies waar hierdie mense in Jerusalem was. Hulle het gewag dat Jesus iets baie spesifiek vir hulle moes wees. Hulle was moeg vir Rome, hulle was moeg vir die belasting wat hulle moes betaal, hulle was moeg vir die politieke onderdrukking, hulle was moeg dat daar ander mense oor hulle heers. Hulle was moeg daarvoor dat hulle godsdienstige leiers in die Romeine se sakke was. Hulle het 'n Messias verwag wat sou inkom soos 'n rebel, iemand wat uiteindelik die juk van hulle gaan afruk. Hulle het gehoop hierdie redder sou volgens hulle plan optree. 'n Redder wat sou ingryp op die manier wat hulle wou hê. En dan raak die spanning in hierdie verhaal aan hoe meer. Jesus kom op hierdie toneel, ingery op 'n donkie, eenvoudige ou donkie. En hierdie Jesus is glad nie wie hy verwag nie. So hy stel hulle totaal en al teleur. En wie eers 'n skare was wat Jesus geprys het, hom aanbid het, word 'n skare wat hom verwerp. Vriende, 'n mens se hart sal baie vinnig opgewonde raak
oor Jesus wanneer hy gee waarvoor ek hoop. Ons hart sal baie vinnig opgewonde raak oor 'n Jesus wat voorsien in wat ek nodig het. Maar net so vinnig sal my hart wegdraai wanneer hierdie Jesus nie pas by my verwagtinge nie. Sal my hart wegdraai wanneer hierdie Jesus goed sê wat ek nie van hou nie. Wat nie vir my gee wat ek wil hê nie. Ons sien dit vandag nog in ons lewe. Mense kan baie vinnig sê, Hosanna, die seun van Dawid, die koning. Wanneer Jesus hulle lewe beter maak. Wanneer hy hulle probleme oplos. Maar wanneer dit nie gebeur nie. Wanneer dit nie gebeur nie. Dan sê ons baie vinnig kruisig hom. Dalk nie met ons mond nie, maar ons begin alweer wegbeweeg. Daar begin afstand kom. Dink daaraan. Dieselfde stad, dieselfde week, dieselfde Jesus. En dan skree hulle Hosanna en die lank daarna aan die kruisig hom. En die vraag is nie hoe hierdie mense se harte so vinnig kon verander nie. Die vraag is hoe vinnig my hart verander. Wanneer ek teleurgesteld is. Hoe vinnig my lof in totaal iets anders verander. Omdat ek nie gekry het wat ek wou hê nie. Gevra julle twee, kom gou vorentoe asseblief. Ek gaan vra erfdelers dat ons vandag in 'n hofsaak gaan wees en dat julle as gemeente moet besluit. Jy kan daai kant gaan sit, Gerard, dankie. Wie skuldig is, julle kan sit. Ek gaan julle 'n saak stel en julle gaan stem. OK, soos in 'n hof vandag. Goed. Julle moet kies, een van hierdie twee gaan vrygelaat word en een gaan tronk toe. Keuse is julle sin. Nommer 1 is 'n moordenaar. Hy het in die openbaar mense doodgemaak, soms op baie wrede maniere. Hy was 'n rebel wat niks van die wette wou gehoorsaam nie. Nommer 2 is iemand wat nooit geweld gebruik het. Wat mense graag wou help. Al wat hy gedoen het, is hy het mense uitgedaag om te verander, al was dit nie altyd lekker nie. Goed. Wie van hierdie twee gaan tronk toe? Nou wil ek vra, as jy dink nommer 1 gaan tronk toe, steek gou op jou hand. As jy dink nommer 2 moet tronk toe gaan, steek gou op jou hand. Vriende, eenvoudig. Hy gaan tronk toe. Dis baie teen 1, hè. Skuldig. Moordenaar. Reg deur die Bybel is karakters in die Bybel nogal belangrik. Dankie. Julle kan gaan sit. Jy kan tronk toe gaan. Hou daai nommers net so by julle, gaan sit net so met hulle. Dankie. Reg deur die Bybel is karakters nogal belangrik. En ons kom by vandag se wandelteks, voor ek dit net gaan saamlees. So ons is op reis na die kruis toe. Ons was by die tafel. Ons het gesien wat daar gebeur het. Ons is van die tafel af na Getsemane toe. Deur Getsemane, Jesus is gevange geneem. Petrus het hom verloon. Jesus is stoksiel alleen. Hy het niemand. En dan kom hy voor Pilatus. En die keuse wat gemaak moet word. As jy jou Bybel by jou het, is jy welkom om saam met my te lees. Uit Matteus 27. Net voor hierdie gebeurtenis is Judas oorlede. Jy moet dit asseblief gaan lees. Ek gaan vir ons lees van vers 15 in Matteus 27. Goed, die gouverneur Pilatus het die gewoonte gehad
om elke Paasfees vir mense een gevangene van hulle keuse los te laat. Okay? So tydens Paasfees, want daar was politieke onrus tussen die Jode, hulle is in die Jode se hulle het die Jode gevange geneem in Rome. Nou is daar politieke onrus. Hulle is afhanklik van die godsdienstige leiers van die Jode om vir hulle geld te gee. So Pilatus besef, hy moet hierdie leiers tevrede hou, anders gaan hy nie meer geld kry nie. Okay, anders gaan die belasting nie meer aan hom oorbetaal word nie. En hy besef een van die maniere hoe hy hierdie politieke onrus bietjie ligter kan maak is, hy sê vir die mense, een van die ouens in die tronk kan julle laat vrygaan. Ek hoop dit maak julle bietjie happier, moet asseblief nie julle geld van my af weghou nie. Goed, so hy sê vir hulle, een van hulle kan vrylaat. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. En aangesien die mense nog bymekaar was, het Pilatus gevra, wie wil julle hê moet ek loslaat? Jesus Barabbas of Jesus wat die Christus genoem word? Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het vir Jesus, nee, hulle was jaloers op hom, dis hoekom hy daar is. Terwyl Pilatus voor die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur. Nou imagine ek dis 'n WhatsApp nou vandag, nee. Moet tog niks aan hierdie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vannag 'n vreeslike droom oor hom gehad. Dis my ironies, al Jesus se volgelinge verraai hom, draai hulle rug op hom en hier's 'n ander vrou. Nie eens 'n Jood was nie, nee, wat 'n droom kry. Wat sê dat Jesus eintlik onskuldig is. Intussen, toe hy nou besig is om sy WhatsApp te lees, intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barnabas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die gouverneur vra toe, watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas, antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek doen met die Jesus wat Christus genoem word? Kruisig hom, skree hulle almal. Hy vra toe, maar watter kwaad het hy julle aangedoen? Maar hulle skree nog harder, kruisig hom. Toe Pilatus sien dit help niks nie en dat daar eerder 'n groter oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid. Hulle antwoord, die hele volk, laat die skuld van sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barnabas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Tot sover in die Here se woord. Vriende, ons het nou net 'n praktiese oefening gedoen hiervoor oor iemand wat skuldig is en iemand wat onskuldig is. Aan die een kant het ons Jesus. Matteus 27 vers 19 sê Pilatus 'n vrou wat 'n Jood was, sê vir hom, jy moet niks aan hierdie onskuldige man doen nie. Pilatus, die heeltyd in hierdie teks kan jy agterkom, hy weet Jesus was onskuldig. Dis hoekom hy vra, maar wat het hierdie man verkeerd gedoen? Hoekom wil julle nie Jesus vrylaat nie? En aan die ander kant het ons 'n man met die naam Barabbas. Ons lees van hom in Markus 15 vers 7 as dit sê, daar was 'n man met die naam Barabbas wat gevange geneem is, saam met die rebelle wat moord gepleeg het tydens 'n opstand. Johannes 18 vers 40 sê, Barabbas was 'n Joodse terroris. Matteus 27 vers 15 sê, vers 16, ekskuus, het ons nou net saam gelees, het sê, in daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Barabbas. Die woord berugte in Grieks beteken merkwaardig of noemenswaardig. Barabbas was die tipe ou oor wie daar 'n Netflix dokumentêr sou uitkom. Hy was 'n moordenaar, 'n rebel, 'n gevaarlike ou. En omdat Pilatus so oortuig was dat Jesus eintlik onskuldig is, gaan haal hy die slegste skelm uit die tronk uit wat hy gehaat het, die bad of the bad, en hy sit hom langs Jesus, want Pilatus wou eintlik gehad het, die skare moes Jesus vrylaat, want hy weet Jesus is onskuldig.
So hy gaan al die slegste van die slegste en hy sit hom langs Jesus neer. En hulle kies liewer 'n moordenaar, 'n rebel, die een wat skuldig is, om vrygelaat te word. En soos hy gesê het, stuur hulle die een tronk toe, wat onskuldig is. Meer as dit, gee hulle vir hom die doodsvonnis. Hierdie ou verdien dit, deur en deur. Jy moet mooi hoor, hierdie ou verdien dit. Maar hulle laat hom doodgaan. En wanneer ons hierdie goed lees, dan maak ons hart so, ek weet nie van jou nie, maar toe ek hierdie goed lees, het my hart regtig binne my bors in mekaar getrek, en ek het myself gevra, maar dit kan mos nie wees nie. Dit is nie reg nie. Want alles binne my en jou wil hê die een wat skuldig is, moet betaal. Dis regverdig. Nommer 1 is die een wat moet tronk toe gaan, want hy verdien dit. Ons wil hê geregtigheid moet seervier. Ons raak kwaad, want dit is bitter onregverdig. Dit laat my dink aan 'n jong man met die naam Timothy Cole. Timothy was 'n student, baie stil, baie hardwerkend, iemand wat regtig 'n blink toekoms gehad het. Hy het nie moeilikheid gesoek nie, hy was besig om aan sy lewe te werk. In 1985 het alles skielik in 'n oomblik vir hierdie jong man verander. Timothy is aangekla van verkrachting, en hy het van die begin af volgehou, hy is onskuldig. Maar ten spyte daarvan, het hulle hom skuldig bevind, en hom tronk toe gestuur. In die tronk het mense vir hom gesê, man, erken net jou skuld, sê jy het dit gedoen, hulle gaan vir jou 'n baie ligter vonnis gee. En Timothy het besef, dit sou die makliker pad wees, maar hy kies om by die waarheid te bly. Hy het gekies om die waarheid oor sy lewe te vertel, al beteken dit, hy sou gestraf word vir iets wat hy nie gedoen het nie. So het baie jare verbygegaan, en dag na dag het Timothy agter tralies wakker geword. Jaar na jaar was hy nog steeds 'n gevangene. Hierdie jongman het sy toekoms verloor, geleenthede wat hy nooit weer sou terugkry nie. Alles vir 'n misdaad wat hy nooit gepleeg het nie. En toe, in 1999, gebeur daar iets wat niemand verwag het nie. Timothy Cole sterf in die tronk aan 'n asma-aanval. Hy sterf as 'n man wat in die oë van die wêreld skuldig was, maar eintlik heeltemal onskuldig. Jare later het die waarheid uitgekom, 'n man het skuld erken, DNA het sy skulderkenning bevestig. Maar die waarheid bly dat Timothy al die jare probeer vertel het dat hy onskuldig is. Maar dit was te laat, want hy is reeds dood. Die skuldige het vrygeloop, terwyl iemand anders die prys betaal het. En selfs hierdie storie van Timothy maak dit so in ons harte wakker, om te sê, maar dis nie regverdig nie, dit behoort nie so te wees nie. Maar soos in die verhaal van Timothy is hierdie verhaal van Barabbas en Jesus. Die skare kies dat Jesus moet sterf. En as ons dit lees, erfdelers, toe ek dit lees, het ek vir myself gesê, ek sou nooit gekies het dat Barabbas moet vry wees nie. Ek sou nooit gekies het dat Barabbas die een is wat moet vry nie. My keuse sou Jesus wees. Jesus moet vrygelaat word. Maar die Bybel vertel vir ons hierdie storie, omdat dit wil hê ons moet bietjie langer in daardie verhaal bly. Want of jy dit wil hoor of nie, ek en jy is baie meer soos hierdie skare as wat ons wil erken. Ek sou nooit Barabbas gekies het.
Ek sou gesê het, Jesus moet vry wees. Die mense van daardie tyd, ek wil weer sê, hierdie skare, hierdie toeskouers, het regtig swaar gekry. Hulle was onderdruk. Hulle was nie vry nie, hulle geloof was nie vry nie, hulle was polities onderdruk, ekonomies, sosiaal. En hulle het so uitgesien na die Messias wat gaan kom, wat beloof is, en nou is daai Messias hier. En in hulle kop het hulle nie net 'n idee gehad oor wat die Messias moes kom doen nie, hulle het 'n idee gehad oor hoe hy moes lyk. Hy moes 'n bevryder wees, hy moes opstaan teen Rome, hy moes die vyande verslaan, hy moes 'n volk bevry. Hulle was op soek na 'n leier, 'n bevryder, 'n oorwinnaar, iemand wat moes kom doen wat nodig was. Ek wil ons moet teruggaan hof toe. Julle kan nou weer kom. Kom ons hoop die mense is bietjie meer genadig met julle hierdie keer. So, nommer 1. Nommer 1 is 'n moordenaar. Hy het mense in die openbaar doodgemaak. Hy was 'n rebel wat nie die wet wou gehoorsaam nie. Maar nommer 1 het geveg vir wat reg is. Hy het opgestaan teen gevangenskap. Hy het geveg vir mense se vryheid. Hy is die een wat geveg het dat mense minder belasting moet betaal, sodat hulle ekonomies sterker kan wees. Hy is die een wat nie toegelaat het dat die regering vir hom voorskryf hoe hy moet doen, wat hy moet doen, wat hy mag doen, wat hy nie mag doen nie. Hy is die een wat geveg het vir wat reg is. Nommer 2 is die wat nooit geweld gebruik het nie, graag mense wou help, mense uitgedaag het om te verander al is dit nie lekker nie. Maar hy het vir mense gesê, draai die ander wang. Hy het vir mense gesê, wees lief vir jou naaste. Hy is die een wat vir mense gesê het, as mense jou te nakom, vergewe hulle. Hy is die een wat gesê het, bely jou sonde. Hou op om selfsugtig te wees. Moenie terugkry nie. Nou wil ek weer vra. As jy iemand tronk toe moes stuur, in die situasie in jou lewe, waar jy jou nou bevind, wie sou jy tronk toe stuur? Nou is die antwoord nie so maklik nie. Want ek wil vry wees. Ek wil nie meer onder hierdie druk leef nie. Onder die onregverdigheid wat plaasvind. Ons het 'n redder nodig. Ons het nie nodig om te hoor draai die ander wang nie. Wie sou jy tronk toe stuur? Dankie, julle kan gesit. Is Barabbas om vry te wees, want Jesus het nie in hulle prentjie gepas nie. Jesus was nie wie hulle wou hê hy moes wees nie. Jesus het dinge gesê wat hulle waarskynlik teleurgestel het, hulle ontwrig het. Jesus het gesê, wees lief vir jou vyande, wees sagmoedig, vergewe mense, wie eerste wil wees, moet laaste wees. Jesus het gesê, moenie wraak neem. Jesus het gesê, dink laaste aan jouself. Neem jou kruis op. Hierdie Jesus, wat gekom het op 'n donkie terwyl palmtakke swaai, hy het nie gekom om 'n politieke stryd te wen nie, hy het gekom om die sonde van die wêreld op hom te neem. Maar dis nie wie hulle wou hê nie. Hier is belangrik, hulle wou nie 'n Here hê wat hulle hart kom verander nie. Hulle wou 'n redder hê wat hulle omstandighede sal verander. En dis waar Barabbas hierdie belangrike storie vir ons kom vertel. Barabbas was alles wat hierdie volk
wou gehad het wat Jesus nie was nie. Sien, Barabbas het met geweld gepraat. Hy het nie gepraat van vergifnis nie, hy het nie mense geleer om nederig te wees nie, hy het nie gesê met jou vyande lief nie, hy het teruggefight, hy het in opstand gekom, hy het soos iemand opgetree wat bloed sou giet vir vryheid. In die oë van hierdie skare het Barabbas baie meer soos 'n redder gelyk as Jesus. Hy het soos iemand gelyk wat bereid is om iets te doen en nie net te praat nie. Hy terugbeklei. Hy is die een wat ingepas het by 'n volk wat moeg was vir swaar kry. Of wie van hierdie twee sou julle wou vrylaat? Wie sou julle wou kies om julle te lei? Wat sou jou antwoord wees? Sou ons regtig tevrede gewees het met Jesus en dit waarvoor Jesus gestaan het? Of sou ons gesê het, ons het 'n leier nodig? Ou wat sal opstaan? Dink aan jou eie lewe. Sien, ek en jy wil Jesus hê wat ons help, maar hy moet ons net nie verander nie. Ons wil Jesus hê wat ons troos, maar hy moet ons nie konfronteer nie. Hy moet ons seën, maar hy moet nie ons sonde aanspreek nie. Sodra Jesus begin praat oor bekering en heiligheid en nederigheid, gehoorsaamheid, selfverloning, kruisdra, gee alles aan hom oor. Kruisig hom. Ons soek Barabbas. 2 Timoteus 4 vers 3 sê, want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer wat sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir 'n leermeesters bymekaar maak, wat sal sê dit wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie. Dit sê in die Passion vertaling baie goed. For there is a time coming when they will no longer listen and respond to healing words of truth, because they became selfish and proud. Vriende, ek hoop jy hoor vandag, die vraag is nie, hoekom het die skare vir Barabbas gekies nie. Die vraag is liewer, hoekom kies ek en jy hom nog elke dag? Elke keer wanneer ek my wil bo God se wil kies, kies ek Barabbas. Elke keer wanneer ek trots kies bo nederigheid, dan kies ek Barabbas. As ek beheer wil hê in plaas van my vertroue in God, kies ek Barabbas. Elke keer wanneer ek Jesus verwerp omdat hy nie in my planne pas nie, stem ek saam met die skare. Weet jy of jy dit raak gelees het in ons wandelteks nie? Barabbas was eintlik hierdie ou se van. Sy naam was Jesus. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Dit kleur hierdie prentjie nog meer in. Aan die een kant het ons die Jesus wat ons in ons koppe vir onsself gemaak het, die een wat kom fix, die een wat doen wat ek wil hê. Aan die ander kant het ek Jesus wat my uitdaag om anders te dink. Wat sê dink laaste aan jouself. Dan moet ek vra, wat sê Jesus wil jy hê? Die ware Jesus, die Christus, die gesalfde, die koning oor my lewe, of wil ek 'n godsdienstige figuur hê wat my help wanneer ek dit nodig het? Baie mense wil Jesus hê wat hulle seën, maar nie een wat hulle verander nie. En net voor ek afsluit, daarom is die vraag vandag, as Jesus nie is wie jy wou hê hy moes wees nie, sal jy hom nog steeds volg?
As Jesus jou nie net troos nie, maar soms konfronteer, sal jy hom nog steeds volg. As hy jou roep om te vergewe, eerder as om terug te kry, gaan jy hom nog steeds volg. As hy jou vra om nederig te wees, om jou kruis op te neem, om te vergewe, om nie jou sin te kry nie, gaan jy hom nog steeds volg. Deuteronomium sê, vandag gee ek vir jou die keuse tussen lewe of dood. Dis 'n keuse wat jy gaan maak. Jesaja 24:15, kies wie jy wil dien. Wil jy Jesus volg wat jou lewe net gemaklik maak? Of die ware Jesus wat vir jou vra, bekeer, gee jou lewe oor en lewe. Daar's twee mense in hierdie storie. Jesus Barabbas en Jesus die Christus. Jy kan nie albei kies nie. So wat sê Jesus kies jy? Here, ons word vandag dalk gekonfronteer met 'n klomp goed wat nie altyd lekker is nie. Maar Here, ek dink dit is so 'n heilige oomblik in hierdie kerkgebou vandag. Om te sê, dalk het ek vir so lank in my lewe agter 'n Jesus aangeloop wat net moes voorsien en net moes doen en net moes ingee. En dalk maak ek vandag die keuse om weer 'n Jesus te aanvaar wat sê, die lewe is nie altyd maklik nie. Dalk het ek my rug op Jesus gedraai omdat soveel goed in my lewe nie reg uitwerk nie. En dan wil ons bely en sê, ek soek die ware Jesus, die Christus, die gesalfde van God. Dis wie ek vandag kies. Ons kies Jesus die Christus.